Goeiedag geliefdes, wonderlik om saam met u te wees rondom die woord van die Here. Ek bid dat die Here weer sy woord vir u ryklik sal seën, terwyl ons na die woord van die Here kyk. Mag sy genade, sy liefde en sy troue gemeenskap met elkeen van u wees. Ons is besig met Psalm 119. Ons het laas met mekaar die gedeelte hanteer verse 97 tot 100, maar ek het net by vers 97 stilgestaan, wat so klink. Hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Daarin het ons gekry die verklaring wat die psalmis maak, ek het u lief, en dan ook sy verbondenheid aan God se woord, dit is my bepeinsing die hele dag. Ek het u wet lief, en dit is my bepeinsing die hele dag. Nou gaan ons verder bietjie en ons gaan kyk na die vrug van so 'n verklaring en so 'n lewe. Ons lees saam daar by die 98ste vers. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienis is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. Nou wanneer jy psalmis kom praat oor die vrug, dan is dit gebaseer op die eerste vers wat ons met mekaar hanteer het, vers 97. Ek het u wet lief, en dit is my bepeinsing. En in die lig van hierdie verklaring, dat ek die wet van God lief het, dat ek die woord van God ondersoek, dat ek die woord van God bepeins en daarna luister wat die Here vir my sê, maak dit my wyser as al my leermeesters, maak dit my wyser as al my vyande. Dit is vir my 'n geweldige mooi woord. As ek dink aan wysheid, is 'n gawe van die Here. Dis nie kennis nie. Kennis is iets wat jy self kan leer. Wysheid is iets wat God aan jou gee. Insig wat die Here vir jou gee, om te verstaan en te kan insien en die woord van God te kan ken. Ek dink onwillekeurig aan Psalm 25 vers 14. Die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. En daarom is dit vir my geweldig belangrik as ek praat oor u maak my wyser, of u gebooie maak my wyser as my vyande. Weereens sy verbintenis aan die woord van God. Dis in die woord van God wat ek kennis opdoen, en deur hierdie kennis wat die Here vir my gee uit sy woord, daaruit kry ek wysheid hoe om op te tree in die lewe waarin ek lewe. U sien geliefdes, dit is van kardinale belang dat ek en u die woord van God sal bestudeer. Die gebooie van die Here maak my wyser. Want as ek die woord van die Here in my hart het, as ek die woord van die Here gelees het, as ek bepeins het oor die woord van God en dit met intensiteit gelees het, die dag van môre as die aanslag van hierdie wêreld oor my pad kom, dan herinner die Heilige Gees my aan wat God vir my gesê het, sodat ek met wysheid kan optree. Daarom sê u woord maak my wyser as my vyande. Ek dink onwillekeurig aan 2 Korintiërs die 4de hoofstuk, en ek wil dit vir u lees, 2 Korintiërs 4, daarby vers 6 en 7 van hierdie gedeelte. Geliefdes, ek lees dit vir u, dan hoor u net wat sê die apostel Paulus. 2 Korintiërs 4, verse 4, maak die volgende uitspraak, hy sê, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat hulle die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Hulle is dwaas. Maar luister vers 6. Want God het gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat ons harte wat in ons harte verskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.
Dis 'n geweldige mooi woord. Ons was dwaas, van nature is ons dwaas. Die duiwel het ons oë verblind om te sien, en God het gekom en uit verligting in ons harte gebring, en uit vir ons die waarheid kom openbaar. Onthou u vir Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego. Die Bybel self was wyser en het meer insig gehad as al die wyse manne van daardie ryk. Die koning se wyse manne kon nie met hulle kompeteer in die wysheid wat God aan hulle gegee het nie. Daarom sê die psalmis, Here, u gebooie maak my wyser as my vyande. Ek het 'n antwoord. Ag, as 'n mens net dink aan daardie drome wat Daniël moes uitlê, dan is dit God wat aan hom insig gegee het, waar die mens nie kon help nie. God wat vir hom insig en antwoorde gegee het. En wat die koning ook sê, daar is niemand soos die God van Daniël nie, wat geheime kan openbaar. God gee verklaringe, dit maak my wyser as al my vyande. En daarom moet ek en u op die woord van God luister, want dit is die basis van wysheid. Die woord is die basis. Ons het nie 'n ander antwoord as die wysheid wat God aan ons gee in die bepaalde situasies van ons lewe nie. En dit is vir my so mooi as Johannes 16, die Here Jesus vir ons sê, ek stuur julle die Heilige Gees. Hy sal julle in die volle waarheid van God inlei. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het, en hy sal julle in die waarheid van God onderrig. Geliefdes, wysheid is 'n gawe van God. Dis die inwerking van die Heilige Gees in my lewe, wat vir my antwoorde en lewensantwoorde gee, wat die normale mens daar buite nie het nie. Ek het vir u gelees. Hulle is dwaas. Hulle oë is verduister, dat hulle nie sien nie. Ag, dis vir my so geweldig as ek die woord van die Here lees, en ek sien hoe die Here deur sy woord vir u en my openbaringe gee. Die oomblik as jy die Bybel lees, dan sê jy, wow, hoor net wat sê God vir my. God gee vir my wysheid. God leer my hoe om te lewe. En as jy nie die woord van God as basis onder jou het, dat jy kan sê ek het u wet lief, en deur u gebooie het u my wyser gemaak. Dawid sê, dit is God se woord. En wanneer ek praat oor God se woord, dan is dit God wat deur sy woord vir my 'n antwoord gee in lewensvrae, en ek kry net lig wat vir my opgaan, en ek kry 'n spreuke van God in my lewe. Daarom is dit van kardinale belang dat ek en jy ook dit vir onsself sal uitmaak, ek bly by die woord van God. Ag, kom ons gaan terug na die tuin van Eden toe. Geliefdes, jy argumenteer nie met die duiwel nie. Hy kom na Adam en Eva toe, eintlik na Eva toe, en hy kom redeneer met haar oor dit wat God gesê het. Jy redeneer nooit met die duiwel nie. Jy sê vir hom soos Jesus gesê het toe hy versoek is, daar staan geskrywe, punt. God het gesê, en dis die einde. Ek redeneer nie oor God se woord met jou nie. Ek redeneer nie met jou oor al jou slim planne wat jy het nie. Die Here se woord gee vir my wysheid. En God se woord leer vir my hoe om op te tree in die verskillende lewensomstandighede. Dan maak hy 'n volgende uitspraak. Hy sê, u woord maak my verstandiger as my leermeesters. En hier is 'n geweldige belangrike ding wat ook waar is. Ag geliefdes, weet in my paar jaartjies in die bediening en my paar jaar met die skouerskuur met professors en met geleerdes, het ek so uitgevind dat die woord van God maak my wyser as my leermeesters. Want geliefdes, jy is 'n professor met doktorsgrade en 'n professorskap wat jou toegeken is. Maar jy is so uiters dwaas. Dink net aan die woorde wat 'n professor sê, daar bestaan nie so iets so sonde nie. Sonde is soos die gate in die kaas, non-existent. Daar bestaan nie so 'n persoon soos die duiwel nie. Die duiwel is soos Kersvader,
dis 'n fiksiefiguur. Daar bestaan nie so iets dat Maria 'n maagd in die lewe 'n kind kon inbring nie. Dis 'n storie wat opgedig is. Jesus is nie gebore uit Maria nie. Jesus is 'n immorele kind. Hy's uit hoerery gebore. Die woord van die Here is nie die enigste gesag wat daar is nie. Jesus Christus is nie die enigste saligmaker wat daar is nie. En dan sê hy letterlik, hoekom steur jy jouself aan 'n boek wat die Bybel genoem word? Hoekom laat jy toe dat hierdie boek vir jou 'n klomp voorskrifte gee, wat jy moet nakom en wat jou lewe pynig? Vat die boek en gooi hom weg en begin lewe. Ja, 'n ander een wat sê, kom ons skryf 'n nuwe Bybel vir die tyd waarin ons lewe. Ek wonder net wie sal die outeur van daai Bybel wees? Professor, noem maar sy naam, enige ene? Of sal ek nog kan sê, so sê die Here. Onthou wat Petrus gesê het. Geen profesie is ooit deur 'n mens se denke en wysheid na vore gebring nie. Maar manne deur die Heilige Gees gedrewe, het die verborgenhede van God aan ons neergepen. Daarom is dit nie Jesaja sê nie, dit is God wat deur Jesaja praat. Dis nie Petrus wat sê nie, dis God wat deur Petrus praat. Elke een van die Bybelse boeke wat ons lees, is God wat aan die woord kom deur 'n mens wat dit vir ons geskryf het. Daarom al het jy al die geleerdheid in die wêreld, dan is jy uiters dwaas as jy Jesus Christus nie ken nie. Die Bybel sê immers, God het getuig. Dis God se getuienis dat Jesus die saligmaker van die wêreld is. Ag, ek wonder, kan ek dit gou vir u lees? Dan hoor u net 1 Johannes die 5de hoofstuk, wat sê hy vir ons daar by die 9de vers. As ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat aangaande sy seun getuig. Die getuienis van God wat aangaande sy seun getuig. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Nou kom ons by hierdie slim mense. Ek is wyser as my leermeesters, wat sê dat Jesus Christus nie die enigste saligmaker is nie. Hoor wat sê die Bybel, 1 Johannes 2 vers 21 en 22. Ek het dit nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en daar is geen leuen in die waarheid nie. En dit, wie is die leienaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun verloon. En elkeen wat die Seun verloor, het ook nie die Vader nie. Dis wat God sê. Maar die ryk of die slim professor met sy doktorsgrade en met sy geleerdheid kom en sê daar is baie verlossers. Daar is net een. Die Heilige Gees het na Maria toe gekom en gesê, jy sal swanger word. 'n Maagd, soos wat Jesaja 7 voorspel het, die maagd sal swanger word en 'n seun baar. Hy kom na Maria toe en sê, Maria, die een wat uit jou gebore sal word, is van God. Hy is die seun van die Allerhoogste God, en jy moet hom noem Jesus. Dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit is hy. Sy naam is Jesus Christus. Daar is geen ander een nie. God het een seun gehad, wat hy na hierdie wêreld toe gestuur het. Nie verskeie seuns nie. Nie Mohammed nie, nie Boeddha nie. Maar Jesus Christus is die enigste saligmaker. Daarom sê Jesus ook, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan, behalwe deur my nie.
Daarom geliefdes, al het jy al hierdie geleerdheid, is jy so dwaas. Ek dink aan daardie dag toe ons die gesprek gehad het en 800 van ons by Unisa by mekaar gekom het, om te praat oor bestaan die persoon van die duiwel. Daardie professor met sy doktorsgrade het daar voorgestaan en het hierdie stelling gemaak. Sy seun het hom gevra, wie is die duiwel? Toe sê my seun, dit is maar soos Kersvader. Langs met 'n Amerikaner gesit. Hy het opgestaan en gesê, geagte professor, ek het my doktorsgraad in filosofie en ek het my doktorsgraad in teologie. Dit wat jy nou doen is filosofie. Want as jy Jesus Christus as jou eie persoonlike saligmaker geken het, sou jy geweet het dat daar 'n duiwel is en sou jy verlossing uit die hand van Jesus Christus ontvang het. Maar omdat jy Jesus nie ken nie, twyfel jy of die duiwel bestaan. Geliefdes, wees net logies. Die wêreld waarin ons vandag lewe, is dit goddelik of is dit goddeloos? Het God ooit goddeloosheid geskep? Of is goddeloosheid deur die mens en sy ongehoorsaamheid teweeggebring? Die 1 Johannes 5 vers 9 sê, die hele wêreld is in die mag van die bose. Die duiwel regeer in die harte van die ongelowiges. Jesus Christus het gekom om ons nuut te maak en ons lewe te kom verander. Daarom sê die apostel Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Daarom sê Paulus in 1 Timoteus 1:15, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld ingekom het, om sondaars te kom red, van wie ek die vernaamste is. Getuig Petrus in Handelinge 4 vers 12, daar is geen ander naam in die hemel, wat God aan ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word, as deur die naam van Jesus Christus nie. Wat sê die professor? Ek is meer verstandig as die professor. Ek is meer verstandig as hierdie man met al die geleerdheid, maar hy ken nie vir Jesus Christus nie. Hy maak 'n derde uitspraak. Ek het meer verstand as die ou mense. En in die oomblik as ek dit sê, dan sê ek ja en nee. Ek wil as het ware sê, as ons maar net weer kan teruggaan na dit wat ons voorouers ons geleer het. Ons sag vir God en ons sag vir God se woord. Hoe het ons nie weggedwaal van die standaarde van God se woord nie? Geliefdes, die enigste aanslag vandag in die wêreld is teen Jesus Christus die saligmaker en teen die Bybel. Daar is geen aanslag teen Mohammed nie. Daar is geen aanslag teen die Koran nie. Daar is geen aanslag teen die heidense godsdienste nie, maar die Bybel en Jesus Christus is die struikelblok vir mense en word daar self deur die teoloog gesê, dit is ons as Christene se skuld dat daar twis en stryd in hierdie wêreld is. As ons maar net minder wil fokus op Jesus en die Bybel, sal ons meer vrede hê. Hoe dwaas! Maar hy sê ek is verstandiger en het meer verstandig as die ou mense. Geliefdes, ja, kom ek herinner u. Ons moet nie aan tradisies vashou nie. Dis mooi tradisies gewees, maar ons moet nie laste op mense plaas nie, want God het ons tot vryheid geroep. Maar hierdie vryheid moet nie lei na goddeloosheid nie. Hy het ons net kom vry maak, dat ons nie laste hoef te dra nie. Maar kom ons keer terug na die standaarde en die evangelie van die Bybel, soos verkondig is deur 'n Spurgeon, deur 'n Wesley, deur 'n Whitefield. Hierdie manne het magtige herlewings belewe, want hulle het nog die woord van God verkondig. Hulle het die saligheidsboodskap verkondig. Hulle het vir mense verkondig dat hulle gered moet word. Ons hoor dit vandag baie skaars. Wedergeboorte, 'n nuwe lewe, hervorming uit jou verlore toestand, hoor ons nie meer van nie. Kom ons keer terug na die ou evangelie,
wat die woord van God impliseer en wat die woord van God as basis het. Daarom sê die psalmis, Here, ek het u wet lief, ek bepyns u wet, u gebooie maak my wyser as my vyande. U gebooie maak my wyser as my leermeesters. U gebooie maak my wyser as die tradisie van die ou mense. Ek verlang in my hart dat ons weer tye sal beleef van herlewing. Paulus sê dit so mooi vir Timoteus. Timoteus, ek sien in jou die evangelie wat jou ouma aan jou vertel het, wat in jou ma bly voortlewe het en wat ek nou in jou sien. Die waarheid verander nie, want God verander nie. Geliefdes, die standaarde van God sal nooit verander nie. Maleagi 3 vers 6 sê, ek die Here julle God is dieselfde, ek verander nie. Gister, vandag en tot in alle ewigheid is ek dieselfde. Die standaarde van die Bybel sal nooit verander nie. Die Bybel hoef nie aangepas te word nie. Daar is geen korreksie wat aan die Bybel gebring moet word nie. Die woord van God. As jy die Bybel verander, verander jy die spreuke van God en sê jy dat God nie waaragtig is nie en dat God 'n leienaar is. Ek kan nooit aan die Bybel peter nie. Dis die spreuke van die allerhoogste God. En as ek daaraan vat, dan vat ek aan God. Ag, die Fariseërs met al hulle Christelike waardes en wat laste op mense geplaas het en wette aan mense voorgehou het. Die Here het sy woord gegee, maar hulle het 600 plus ander gebooie daarby gevoeg, om laste op mense te plaas. Nee, Here, ek wil net bly by u woord. Wat sê die Bybel? U woord in my hart gebeere. Dit maak my wys. Dit leer my hoe om te lewe. En die Heilige Gees herinner my aan dit wat ek in die woord gelees het. Ag, dit is vir my so hartseer as ek Galasiërs 3 vers 1 en 5 vers 1 lees. Wie het julle daartoe gelei dat julle weggedwaal het van die waarheid? Julle wat die waarheid geken het, waar eindig julle nou? Julle het goed begin, wie het julle betower? Of soos een van ons predikante gesê het, wie het met julle verstand gesmokkel, dat julle nie meer bly by die waarheid nie. Die Here Jesus Christus het in Matteus 5 tot 7 in die bergpredikasie gesê, maar 5 vers 17 gesê, nie een jota en titel van die woord van God sal in der ewigheid verlore gaan nie, nie 'n komma of 'n punt van wat God gesê het sal verander nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan. Daar sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom, maar die woord van God is ewiglik en sal nooit verander nie. Dit sal bly staan tot in alle ewigheid. Daarom weer vir u sê, kom ons keer maar terug na die woord van Petrus. Daar in Handelinge die 4de hoofstuk, en dan kom ek lees dit vir u. Handelinge 4 vers 19 sê die volgende woorde. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Moet ons na julle luister? Moet ons luister na wat julle in julle geleerdheid vir ons sê? Of moet ons bly by God? In die 5de hoofstuk vers 29, hierdie woorde. Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. En ag, daar by die 4de hoofstuk vers 19 is my so mooi as hy vers 20 sê. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Lees maar eers Johannes die 1ste hoofstuk. Wat ons met ons hande getas het. Wat ons met ons oë gesien het. Wat ons gehoor het. Ons het gehoor van die lewe. Ons het die Messias, die Christus ontdek. En ons sê hierdie dinge vir julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met God en met sy Seun Jesus Christus. U het my wyser gemaak deur u woord as my vyande. Kindertjies van die Here wat staande gebly het en wat die duiwel kon antwoord
U het my wyser gemaak as my leermeesters. Geleerdheid, maar dwaas. U het my wyser gemaak as die ou mense, want u het my deur u woord geleer. Nie tradisie nie, maar u woord in my hart geberg. Mag ek en u, mag ons God beleef. Mag ons God geniet. Die Heidelberg Katekismus sê dit so mooi. Die hoofdoel van 'n mens is om God te geniet. Om God te kan beleef. Geliefdes, daar is geen hoër ding in hierdie lewe as om 'n verhouding met die lewende God te hê en sy spreuke te hoor wat in ons hart weer klink nie. Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego, wyser as almal om hulle, wys uitgestaan tussen al die vervolgers, en ook die naam van God hoog gehou. Ons God is by magte om ons te verlos, uit 'n leeukuil, uit 'n brandende vuuroond waar ander mense doodbrand. Ons God is in staat. Bly by die Bybel, bly by wat God sê. Dis die enigste weg van heil. Dis die enigste weg van voorspoed. Dis die enigste weg waar jy God sal behaag, deur te doen wat hy in sy woord gesê het. Mag die Here vir jou en my help, om God met ons hele wese en ons hele harte aanbid. Die Here seën vir u, totdat ons weer met mekaar saamgesels. Goeiedag vir u, en die Here se rykste seën. Totsiens.